week. Ons is by lesie nommer 5 vir die tweede kwartaal. Ons titel van ons les vandag is om die toets deur te kom. En ons versie kom uit Jesaja 7 vers 15 wat sê, verwerp wat verkeerd is en kies wat reg is. Die boodskap is dat ons God aanbid wanneer ons goeie dinge kies. Sê vir my, wat is julle gunsteling kos? Of julle gunsteling liedjie? Is al hierdie goed die beste keuse vir jou? Daniel en sy vriende stop en staar vir die groot pragtige paleis. Hulle was baie moeg en baie hartseer. Vreemdelinge in 'n vreemde land was hulle gevangenes van die koning van Babylon. Toe hulle die paleis binnegekom het, het hulle die seuns na groot baddens toegeneem. Na hulle bad het 'n bediende vir elkeen nuwe klere gegee en hulle nuwe kamers gewys. Die aandete sal binnekort gereed wees, het die dienaar gesê. Daniel en sy vriende het langs hulle nuwe beddens gekniel. Hulle het gebid dat God hulle sal help om sterk te wees en goeie dinge te kies in hierdie vreemde land waar mense God glad nie aanbid nie. Gou het die dienaar die nuwe gevangenes na aandete geroep. Daniel en sy vriende volg hom na die eetkamer toe. Heerlike kos bedek die tafels, kos wat van die koning se tafel afkom en aan die afgode aangebied is. Daniel en sy vriende kyk met groot oë na mekaar. Wat gaan hulle doen? Dit was die soort kos wat hulle geweet het God nie wil hê hulle moet eet nie. Daniel het die hoofamptenaar van al die gevangenes gaan aanspreek. Mag ek en my vriende die soort kos eet wat God vir ons gegee het om te eet? Vra hy baie mooi. Die amptenaar was bang vir Daniel se idee. Die koning het beveel om sy kos te eet en sy wyn te drink, antwoord hy. As jy bleek en siek lyk, sal die koning van my ontslaa raak, omdat ek nie my werk gedoen het nie. Daniel het die probleem nagedink. Hy het met Meltsar gepraat, die wag wat aangestel is om vir Daniel en sy vriende te sorg. Sal u ons asseblief 10 dae lank toets? Vra hy hom. Gee ons asseblief net eenvoudige kos om te eet, die voedsel wat God vir ons gesê het om te eet, en gee ons water in plaas van wyn, dan kan u kyk hoe lyk ons na 10 dae. Meltsar het ingestem om die toets te doen. 10 dae lank gee hy die seuns eenvoudige kos om te eet en water om te drink. Toe die 10 toetsdae verby was, het Daniel en sy vriende gesonder gelyk as die seuns wat die koning se kos geëet het en die koning se wyn gedrink het. Meltsar het besluit Daniel en sy vriende het 'n goeie keuse gemaak en hy het aangehou om vir hulle hierdie eenvoudige kos te gee om te eet. God het Daniel en sy vriende geseën vanweë hulle gehoorsaamheid aan hom. Hy het hulle gehelp om al die dinge te leer wat hulle in die skool van koning Nebukadnesar bestudeer het. Toe die koning dit 3 jaar later toets, ontdek hy dat Daniel en sy vriende meer geleer het en wyser was as al die ander wyse manne in sy koninkryk. Daniel en sy vriende het goeie dinge vir hulle liggaam gekies. Hulle het God deur hul keuses aanbid. Jy kan dieselfde doen.